Hoofstuk 56. Patmos. Meer as 'n halwe eeu het verbygegaan sedert die Christelike kerk georganiseer is. Gedurende daardie tyd is die evangeliewerk voortdurend teengewerk. Sy vyande het hulle pogings nooit verslap nie, en uiteindelik het hulle daarin geslaag om die mag van die keiser van Rome teen die Christene te verwerf. In die vreeslike vervolging wat daarop gevolg het die apostel Johannes veel gedoen om die geloof van die gelowiges te bevestig en te versterk. Sy getuienis was sodanig dat sy teenstanders dit nie kon weerlê nie, en dit het sy broeders gehelp om die beproewinge wat hulle te beurt geval het moedig en getrou die hoof te bied. Wanneer dit geskyn het asof die geloof van die Christene sou wankel onder die wrede teenstand wat hulle moes deurmaak, het die ou beproefde dienaar van Jesus die verhaal van die gekruisigde en verreëse heiland met krag en welsprekendheid herhaal. Sy geloof het standvastig gebly en van sy lippe het altyd dieselfde boodskap uitgegaan. Wat van die begin af was, wat ons gehoor het, wat ons met ons oë gesien het, wat ons aanskou het en ons hande getas, en aangaande die woord van die lewe, wat ons gesien en gehoor het, verkondig ons aan julle. 1 Johannes 1 vers 1 tot 3. Johannes het baie oud geword. Hy het die verwoesting van Jerusalem en die vernieling van die statige tempel aanskou. Hy was die laaste oorlewende van die disippels wat nou met die heiland verbind was. En sy boodskap het 'n groot invloed gehad vir die bevestiging van die feit dat Jesus die Messias, die verlosser van die wêreld was. Niemand kon aan sy erns twyfel, en deur sy leer is vele daartoe gebring om hulle van ongeloof af te keer. Die Joodse leiers is met bittere haat teenoor Johannes vervul weens sy onwankelbare trou aan die saak van Christus. Hulle het verklaar dat hulle pogings teen die Christene niks sou baat terwyl Johannes se getuienis in die ore van die volk geklink het nie. Sodat die wonderwerke en die leer van Jesus vergeet kon word, moes die stem van die onbevreesde getuie die sweye opgelê word. Gevolglik is Johannes na Rome ontbied om vir sy geloof verhoor te word. Daar is die apostels se leer aan die owerhede verkeerd voorgestel. Valse getuienis het hom daarvan beskuldig dat hy opruiende kettery verkondig het. Sy vyande het gehoop dat hulle die disippels se dood deur daardie beskuldigings sou bewerkstellig. Johannes het hom op so duidelike, oortuigende, eenvoudige en openhartige wyse verdedig dat sy woorde oorweldigende uitwerking gehad het. Sy toehoorders was verbaas oor sy wysheid en welsprekendheid. Maar hoe oortuigender sy getuienis, hoe dieper die hart van sy onderdrukkers. Die keiser Domitianus was rasend van woede. Hy kon die redenering van die getroue verdediger van Christus nie weerlê, of die gesag waarmee hy die waarheid gespreek het ewenaar nie. Nogtans was hy vasberade om daardie stem die sweye op te lê. Johannes is in 'n ketel kokende olie gegooi, maar die Here het die lewe van sy getroue dienaar gered, net soos hy 3 jong Hebreërs in die brandende vuuroond gered het. Toe die woorde gespreek is, so vergaan almal wat in daardie bedrieër, Jesus Christus van Nasaret, glo, het Johannes verklaar, my meester het hom geduldig aan alles onderwerp, waaraan die Satan en sy engele kon dink, om hom te verneder en te pynig. Hy het sy lewe prysgegee om die wêreld te red. Dit is vir my 'n eer om toegelaat te word om ter wille van hom te ly. Ek is 'n swak, sondige mens. Christus was heilig, onskuldig, onbesmet. Hy het geen sonde gedoen nie, en in sy mond is daar geen bedrog gevind nie.
Hierdie woorde het hulle invloed gehad en dieselfde manne wat hom in die ketel gegooi het hom daar uitgehaal. Weer is die apostel swaar deur vervolging getref. Op bevel van die keiser is Johannes na Patmos verban, terwille van die woord van God en die getuienis van Jesus Christus. Openbaring 1 vers 9 veroordeel. Sy vyande het gedink dat sy invloed nie meer daar gevoel sou word nie, en dat hy uiteindelik weens die ontbering en ellende sou sterf. Patmos, 'n kaal, rotsagtige eiland in die Egeïese See, is deur die Romeinse regering uitgesoek as verbanningsoord vir misdadigers. Maar vir die dienaar van God het hierdie sombere plek die hemelpoort geword. Hier, afgesluit van die drukte van die lewe en van die arbeid van sy vorige jare, het hy die gemeenskap van God en van Christus en die engele van die hemel geniet, en van hulle het hy vir sy toekoms vir die kerk onderrig ontvang. Die gebeurtenisse wat in die sluitingstonele van die wêreldse geskiedenis sou plaasvind, is aan hom geopenbaar, en daar het hy die gesigte neergeskryf wat hy van God ontvang het. Wanneer sy stem nie meer in staat sou wees om van hom te getuig wat hy liefgehad en gedien het nie, moes die boodskappe wat op daardie onvrugbare kus aan hom gegee is, uitgaan soos 'n helder brandende lamp om die vaste doel van God vir elke nasie op aarde bekend te maak. Tussen die kraanse en rotse van Patmos het Johannes met sy Skepper gemeenskap gehou. Hy het oor sy lewe teruggedink en toe hy die seëninge onthou wat hy reeds ontvang het, is sy siel met vrede vervul. Hy het die lewe van 'n Christen gelei en hy kon in geloof sê, ons weet dat ons oorgegaan het uit die dood in die lewe. 1 Johannes 3 vers 14. Met die keiser wat hom verban het, was dit nie die geval nie. Hy kon net op oorlog en slagting terugkyk, op verwoeste wonings en wenende weduwees en wese, die vrug van sy eersugtige begeerte om voorrang. In sy afgeleë woning was Johannes meer as ooit tevore in staat om die openbaringe van goddelike mag in die boek van die natuur en op die blaaie van die ingewing te deurgrond. Vir hom was dit 'n vreugde om na te dink oor die skepingswerk en om die goddelike boumeester te vereer. Vroeër het sy oë hulle verlustig in die beboste heuwels, groen valleie en vrugbare vlaktes, en dit was altyd sy lus om die skoonhede van die natuur, die wysheid en kunde van die Skepper te ontdek. Nou is hy deur tonele omring wat vir vele somber en oninteressant sou voorkom, maar vir Johannes was dit anders. Al was sy omgewing miskien verlate en kaal, was die koepel van die blou hemel bo oor hom, en net so helder en so mooi, soos die lig bo kan sy geliefde Jerusalem. In die woeste, skerp rotse, in die geheimenisse van die see, in die skoonhede van die uitspansel, het hy belangrike lesse geleer. Almal het die boodskap van die krag en heerlikheid van God verkondig. Rondom hom het die apostel bewyse gesien van die sondvloed wat die aarde oorstroom het, omdat die bewoners daarvan dit gewaag het om Gods wet te oortree. Die rotse wat uit die see en uit die aarde opgewerp is deur die waters wat daaruit gebreek het die verskrikking van daardie uitstorting van die troon van God helder voor sy gees gebring. In die stem van baie waters, die vloed wat die vloed toeroep, het die profeet die stem van die Skepper gehoor. Die see wat deur die genadeloose winde opgesweep is, was vir hom 'n voorstelling van die toorn van 'n beledigde God. Die magtige golwe wat in hulle vreeslike oproer deur die hand van God binne bepaalde perke vasgehou word, het tot hom gespreek met 'n oneindige mag. En in teenstelling daarmee was hy bewus van die swakheid en dwaasheid van sterflinge, wat, alhoewel hulle net wurms in die stof is, met hulle gewaande wysheid en die krag roem,
en hulle harte teen die heerser van die heelal verset, asof God net so een soos hulle was. Die rotse het hom aan Christus herinner, aan die rots van sy krag, in wie se beskerming hy sonder vrees kon skuil. Op die rotsagtige Patmos het daar uit die hart van die apostel die diepste verlange van sy siel na God, die vurigste gebede opgestyg. Die geskiedenis van Johannes is 'n treffende voorbeeld van die manier waarop God bejaarde werkers kan gebruik. Toe Johannes na Patmos verban is, was daar vele wat gemeen het dat sy werk gedaan was, dat hy 'n ou en gebroke riet was, wat elke oomblik op die aarde kon val. Maar die Here het dit goed geag om hom nog verder te gebruik. Alhoewel hy van die tonele van sy vorige arbeid verban was, het hy nie opgehou om vir die waarheid te getuig nie. Selfs op Patmos het hy vriende en bekeerlinge gemaak. Sy boodskap was vol blydskap terwyl hy 'n verheese heiland verkondig het, wat opgevaar het om vir sy volk in te tree, totdat hy sou terugkom om hulle na hom te neem. En dit was nadat Johannes in die diens van sy Here oud geword het, dat hy meer mededelinge uit die hemel ontvang het, as aan al die vorige jare van sy lewe. Die diepste agting moes vir diegene gekoester word, wie se lewens met die belange van die werk van God verbonde was. Daardie bejaarde werkers het te midde van storms en beproewinge getrou gebly. Hulle het miskien gebreke, maar hulle besit nog talente wat hulle bekwaam maak om hulle plek in die werk van God vol te staan. Alhoewel hulle vermoeid is en nie meer in staat is om swaar laste te dra wat jonger manne kan en behoort te dra nie, is die raad wat hulle kan gee nog van die grootste waarde. Hulle het miskien foute begaan, maar deur hulle foute het hulle geleer om foute en gevare te vermy, en is hulle dan nie om daardie rede bekwaam om wyse raad te gee nie? Hulle het toetse en beproewings deurstaan, en alhoewel hulle 'n deel van hulle vuur verloor, stoot die Here hulle nie op sy nie. Hy gee aan hulle besondere genade en wysheid. Diegene wat hulle Here gedien het, toe die werk moeilik was, wat armoede verduur en getrou gebly het toe daar min was, wat die waarheid kon verdedig, moet vereer en geëer word. Die Here begeer dat die jonger arbeiders wysheid en krag en volwassenheid moet verkry deur met daardie getroue manne om te gaan. Laat die jongere werkers besef dat hulle ten seerste begunstig word deurdat hulle sulke werkers onder hulle het. Laat daar in hulle rade 'n geëerde plek aan hulle gegee word. Na mate diegene wat hulle lewens in die diens van Christus gesluit het, die einde van hulle aardse bediening nader, sal die Heilige Gees hulle beweeg om van die ondervindings te vertel wat hulle in verband met die werk van God beleef het. Die verhaal van Gods wonderbare handeling met sy volk, van die groot goedheid waarmee hy hulle uit beproewing gered het, behoort aan nuwelinge in die geloof oorvertel te word. God verlang dat die ou en beproefde werkers in hulle plek moet staan en hulle deel moet doen om manne en vroue te red, dat hulle nie deur die magtige stroom van boosheid meegesleur word nie. Hy wil hê dat hulle die wapenrusting moet aanhou totdat hy hulle beveel om dit neer te lê. In die ondervinding van Johannes onder vervolging is daar vir die Christene les van wonderbare krag en vertroosting. God verhoed nie die samesweerdryf van goddelose mense nie, maar hy gebruik hulle planne ten goeie vir diegene wat hulle geloof en trou onder beproewinge en stryd behou. Dikwels sit die evangeliewerkers sy werk te midde van storms van vervolging, bitter teenstand en onregverdige verwyt voort. Wanneer dit gebeur, moet hy onthou dat die ondervinding wat mense in die vuuroond van beproewing opdoen, al die pyn werd is wat dit kos. So bring God sy kinders naby aan hom, sodat hy hulle swakheid en sy krag aan hulle kan openbaar. Hy leer hulle om op hom te leun. So berei hy hulle om
onvoorsiene omstandighede die hoof te bied, om vertrouensposte te vul en om die doel te dien waarvoor hulle krag ontvang het. In alle eeue het die aangestelde getuies van God hulle ter wille van die waarheid aan verwyt en vervolging blootgestel. Josef is belaster en vervolg, omdat hy sy deeg en sy onkreukbaarheid bewaar het. Dawid, die uitverkore boodskapper van God, is deur sy vyande soos 'n wilde dier gejag. Daniël is in die leeukuil gewerp, omdat hy getrou was aan die hemel. Job is van al sy besittings beroof en liggaamlik so getuister, dat sy familie en vriende hom verag het, nogtans het hy opreg gebly. Jeremia kon nie weerhou word om die woorde te spreek wat God aan hom toevertrou het om te spreek nie, en sy getuienis het die koning en die vorste so woedend gemaak, dat hy in 'n walglike modderput gewerp is. Stefanus is gestenig omdat hy Christus, die gekruisigde, verkondig het. Paulus is in die gevangenis gewerp, met stokke geslaan, gestenig en uiteindelik doodgemaak, omdat hy 'n getroue boodskapper van God aan die heidene was. En Johannes is na die eiland van Patmos verban ter wille van die woord van God en om die getuienis van Jesus Christus. Hierdie voorbeelde van menslike getrouheid getuig van die betroubaarheid van die beloftes van God, van sy blywende teenwoordigheid en ondersteunende genade. Dit getuig van die krag van die geloof om die magte van die wêreld te weerstaan. Dit is die werk van die geloof om in die donkerste uur op God te vertrou, om, al is dit ook hoe beproef en deur die storms heen en weer geloei, te voel dat ons Vader aan die roer staan. Net die oog van die geloof alleen kan verder as die tydelike dinge sien, om die waarde van die ewige rykdom reg te skat. Jesus hou nie aan sy volgelinge die vooruitsig voor om aardse heerlikheid en rykdom te verwerf, om sonder beproewing te leef nie. Pleks daarvan doen hy 'n beroep op hulle om hom op die weg van selfverloning en verwyt te volg. Hy wat gekom het om die wêreld te verlos, is deur die verenigende kragte van die boosheid weerstaan. Bose mense en bose engele het hulle in 'n genadeloose bond teen die vredevors geskaar. Elke woord en elke daad van hom het van goddelike deernis getuig, en sy ongelykvormigheid aan die wêreld het die bitterste vyandskap uitgelok. So sal dit met almal gaan wat godsalig in Christus Jesus wil leef. Vervolging en smaad wag op almal wat met die gees van Christus besiel is. Die aard van die vervolging verander saam met die tye, maar die beginsel, die onderliggende gees, is dieselfde as wat die uitverkorenes van die Here sedert die dae van Abel gedood het. Die Satan het Gods volk in alle eeue vervolg. Hy het hulle gepynig en om die lewe gebring, maar in hulle dood het hulle oorwinnaars geword. Hulle het van een getuig, wat magtiger is as die Satan. Goddelose mense kan die liggaam pynig en dood, maar aan die lewe wat met Christus in God verborge is, kan hulle nie raak nie. Hulle kan manne en vroue in gevangenisse toesluit, maar hulle kan die gees nie bind nie. Deur beproewing en vervolging word die heerlikheid, die karakter van God in sy uitverkorenes geopenbaar. Die gelowiges in Christus, wat deur die wêreld gehaat en vervolg is, word in die skool van Christus opgevoed en getug. Op aarde wankel hulle op enige weë. Hulle word in die vuuroond van verdrukking gereinig. Hulle volg Christus deur die swaar stryd. Hulle verduur selfverloning en hulle beleef bittere teleurstellings. Maar so leer hulle die skuld en die weë van die sonde ken, en hulle beskou dit met afskuw. Omdat hulle saam met Christus ly, kan hulle verder as die duister die heerlikheid sien en sê: Ek reken dat die lyding van die teenwoordige tyd nie opweeg teen die heerlikheid wat aan ons geopenbaar sal word nie.